Baie hartlik welkom in jou by hierdie geleentheid. Ek is baie deeglik bewus daarvan dat jy vanoggend miskien inskakel vanuit 'n vreemde land as 'n Suid-Afrikaner. Dalk is jy iewers in die Midde-Ooste vasgekeer en wil ek vir jou sê, ons dink aan jou en ons bid vir jou. Dalk werk jy iewers in Suid-Afrika en jou gesin bly in Oudtshoorn. Mag die Here met jou wees. En dan is jy dalk heel waarskynlik een van ons lidmate. En mag ons gesamentlike teenwoordigheid vanoggend in die Here se teenwoordigheid vir ons tot 'n seën wees. Ek gaan verder vanoggend met jou praat oor ons reis deur Prediker en baie spesifiek oor Prediker 4 vanaf vers 7 tot 5 vers 19. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, wat 'n voorreg om in U teenwoordigheid te kom sit. U sê vir ons in Psalm 139, dit maak nie saak of ek en jy in die ooste of die weste is nie, in die noorde of die suide nie, U is daar. U omsluit ons van alle kante en U neem ons in besit. Wat 'n voorreg om so 'n Vader te aanbid. En mag ons teenwoordigheid in hierdie dag, in U teenwoordigheid, vir elkeen van ons tot groot seën strek. Baie dankie dat ons in hierdie oomblikke, in die naam van Koning Jesus, ons Verlosser en Saligmaker kan by mekaar wees. Seën nou ons saam wees. Amen. Prediker hou hom besig met 'n wesenlike belangrike vraag, wat is die sin van die lewe? En ons het gesien hoe dat hy die sin van die lewe in verskillende dinge soek. En vanoggend kom hy en hy soek die sin van die lewe in die Here se teenwoordigheid hier in die inleiding, 4 vers 17. En myns insiens, en ook Prediker se gevolgtrekking is op die ou end, dat dit is die plek waar ons die sin van die lewe ontdek, om elke oomblik vanuit die teenwoordigheid van die lewende God ons lewens te lewe. Vers 17 sê, wees baie versigtig as jy na die huis van die Here toe gaan. Dit is beter om nader te kom en te luister, as om offers te bring, soos 'n dwaas dit sou doen. 'n Dwaas kan niks anders doen as kwaad nie. Moenie te gou praat nie, moenie oorhaastige belofte aan God maak nie, want hy is in die hemel en jy is op die aarde. Laat jou woorde daarom min wees, wanneer jy die Here se teenwoordigheid opsoek. As ek aan Prediker dink, dan dink ek ook aan Paulus, wat op die Damaskuspad 'n kop-aan-kop botsing met die lewende God gehad het, en hoe sy lewe radikaal verander het. Ons sien in hierdie boek, hoe dat hierdie man wat nie eenvoudige, maklik antwoorde, goedkoop antwoorde soek nie, hoe dat hy 'n kop-aan-kop botsing met die lewende God gehad het, en tot geweldige insig kom. Die insig van Prediker 2 vers 24 het ons by een van ons vorige boodskappe gesien. Dit is nie aan die mens self te danke dat hy kan eet en drink en onder al sy arbeid nog die goeie kan geniet nie. Ek het ingesien, sê Prediker, dat dit 'n gawe uit die hand van God is. Wie kan eet, wie kan geniet, as die Here dit nie moontlik maak nie? Vir die mens met wie se lewe God tevrede is, gee hy wysheid, kennis en blydskap. As ek na hierdie gedeelte vandag kyk, leer ek 2 lesse by Prediker. Nommer 1, 'n les oor gebed. Nommer 2, 'n les oor geld. Kom ons kyk eers na die les oor gebed. Prediker 4 vers 17 en 5 vers 1, wat ons sopas gelees het, herinner my aan 'n medisynebottel waarop daar 'n etiket is en sê dat hierdie medikasie moet op spesifieke voorwaardes gebruik word. Of wanneer jy by 'n openbare swembad instap, dan is daar 'n bord teen die muur wat die reëls van die swembad baie duidelik uitspel.
En wil Prediker vir ons as inleiding kom sê, wanneer ons die Here se teenwoordigheid opsoek, dan geld daar bepaalde reëls. Ek dink dat ons baie keer mak geword het in die Here se teenwoordigheid. Dat ons nie meer heilige eerbied en respek het vir die persoon met wie ons te doen het nie. Ons bars in ons binnekamer in, sonder om werklik te besef met wie ons te doen het. Ons bars by die eredienste in, sonder om werklik te besef dat ons met die heilige, almagtige God en Vader te doen het. Ons doen ons tafelgebede so dikwels as 'n gewoonte rympie gebed, sonder om te dink waarmee ons besig is. Ons sing ons liedere, sonder om te dink dat elke lied 'n gebed is, en dat ek mooi moet dink oor die woorde wat ek in daardie lied sien. Ek en jy bid links en regs vir die Here se seën op ons vergaderings, maar wat na daardie gebed gebeur, is dikwels nie tot eer en verheerliking van die Here se naam nie. Prediker sê, weet met wie ek en jy te doen het, wanneer ons die Here se teenwoordigheid opsoek. Ek dink onmiddellik in 'n paar teksgedeeltes, Matteus 5 in die bergrede, waar Jesus praat oor 'n gebed, en waar hy sê, moenie op die straathoeke staan en bid, sodat jy gesien kan word nie. Dit gaan nie vir hom oor 'n klomp woorde wat ons gebruik nie, maar gaan in jou binnekamer, waar jy 'n werklike ontmoeting met die Here kan hê. Dan dink ek ook aan Jakobus 4, waar die Here vir ons baie duidelik sê, as jy bid, ontvang julle nie, omdat julle verkeerd bid. Julle wil net julle selfsugtige begeertes bevredig. Weet julle nie dat julle ontrou is, vriendskap met die wêreld, vyandskap teen God is nie? God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Laat ek en jy maar altyd besef, ons lewe in die teenwoordigheid van God die Vader, moet ons plek ken, nederig, en ons moet afhanklik van hom lewe. En dit bring my by die eerste les, wat hy vandag vir ons leer. Hierdie les van wat dit beteken, om werklik in die Here se teenwoordigheid te leef. Die tweede les wat ek by Prediker leer, is 'n les oor geld. Kom ons gaan kyk 'n bietjie. Wat sê hy vir ons oor hierdie les? Hy sê, as jy sien die armes word verdruk en daar is geen reg en geregtigheid in 'n gebied nie, vers 7, moet jy jou nie daaroor verbaas nie. Die les oor geld begin by armoede. Dat Prediker vir ons wil sê, daar's baie armoede rondom ons. Fisiese armoede, maar ook geestelike armoede. En ons moet dit altyd in gedagte hou, want wanneer die Here jou seën met materiële besittings, dan doen hy dit sodat ek en jy tot 'n seën ook vir arme mense kan wees. Dan kom hy by regerings. En ek hoef nie met julle oor korrupsie te praat nie. Julle weet hoe korrup talle regerings in die wêreld is. En dan sê die Here hierso, moet jou nie verbaas as jy geen reg en geregtigheid in jou wêreld sien nie. Elkeen met gesag word beskerm deur hoër gesag en almal saam deur 'n hoogste gesag. Die gesagsdraers beskerm mekaar, omdat die meeste van hulle baie keer 'n vinger in die paai het. En dan, dit is tot voordeel van 'n land in geheel, dat almal aan die koning onderdanig is. Hoe geskied onderdanigheid aan ons leiers, waar korrupsie seevier? Dit is 'n moeilike een. In 5 vers 9 sê Prediker vir ons die volgende, ek lees dit saam met jou, die mens vir wie geld alles is, het nooit genoeg geld nie. Die mens vir wie rykdom alles is, kry nooit genoeg nie.
Ek sien onsself baie keer as mense wat altyd 'n tekort het. Ek moet altyd met die beste selfoon in my sak loop, met 'n nuwe voertuig in my garage besig wees. Ek moet altyd met iets anders wat ek so graag wil hê, my lewe oriënteer rondom dit. En dan sê die Here se woord vir ons in Psalm 23, daai pragtige belydenis, en ek is seker die meeste van ons hier vandag sal hierdie Psalm as 'n gunsteling Psalm aanhaal tot by die punt, die Here is my herder. Maar dan val ons by die volgende woorde, ek kom niks kort nie. Inteendeel, ek dink ons sien onsself baie keer as professionele tekortkommers. En dan dink ek in die woorde van Moses Montefiore. Hy was 'n finansier en 'n bankier, en in die 1884, daar rond in daardie jare, was hy een van die rykste ouens in Londen. En op 'n dag voer die London Times met hom 'n onderhoud en vra vir hom, wat is jou netto waarde? En dan antwoord hy 'n bedrag. En dan vra die onderhoudvoerder vir hom, hierdie bedrag wat jy nou genoem het, is mos nie reg nie. Jy het baie meer geld op jou naam. En dan antwoord Moses Montefiore so mooi, dan sê hy, maar ek het net gesê wat my waarde is. En my waarde is daarin, in dit wat ek weggee. En dis die bedrag wat ek genoem het. Pragtige getuienis. My waarde lê in dit wat ek weggee. Ek lees weer vers 9. Die mens vir wie geld alles is, het nooit genoeg geld nie. Die mens vir wie rykdom alles is, kry nooit genoeg nie. Dit laat my dink aan die ryk dwaase gelykenis, waar hierdie ou opgaar en net groter skure bou, en die skure voller maak, en eintlik as 'n ware agteroor gaan sit, en so selftevrede is met al sy besittings. En dan sê Jesus vir hom, jou dwaas, vannag nog sal jou siel van jou opgeëis word. Kom ons lees vers 10. As die goeie dinge van die lewe baie word, word die eters ook baie. Al wat die eienaar daaraan het, is om dit te aanskou. Hoe meer geld en besittings jy het, hoe meer vriende het jy. Maar wanneer jy deur 'n beproewing gaan, dan sien jy dis net mooi weersvriende. Die verlore seun het hierdie vriende geken, en toe hy in die varkhok beland, het hy stoksiel alleen daar gesit, in Lukas 15, en ernstig huis toe verlang. As gelowiges is ek en jy nie immuun daarteen, om ons sin in die lewe te gaan soek, in rykdom en materiële goed nie. En moet dit elke dag my en jou gebed wees, dat die Heilige Gees ons immuun sal maak, om die sin van die lewe in rykdom te soek. 5 vers 11 sê, die slaap van die arbeiders is soet, of hy min eet of baie, maar die oorvloed van die ryke laat hom onrustig slaap. Wanneer ek of jy min het of baie het, en ons weet, dit kom van ons hemelse Vader, en alles wat ek het, behoort aan hom, dan kan ek jou waarborg, dan slaap ons lekker. Maar Prediker sê, as jy as rykdom jou besit, dan slaap jy baie sleg, want dan begin jy bekommernis hê, oor dat jy, dit wat vir jou die belangrikste is, gaan verloor. Daarom praat hy met ons oor 'n wesenlike rentmeesterskap beginsel, dat alles wat ons het, behoort aan die Here, en dis 'n gawe uit sy hand uit, om ook tot 'n seën vir die wêreld te wees. In 5 vers 12 tot 16 sien ons 'n baie slegte ding gebeur met sommige mense, en dit is hartverskeurend. Ek lees dit vir julle, ek het in hierdie wêreld 'n bitter swaar ding gesien,
dat 'n man rykdom opgaar en dit vir hom ellende bring. Hy doen verkeerd sake en verloor die rykdom. Hy het intussen die vader van 'n seun geword en die kry dan niks nie. Selfs gaan hy kaal uit die wêreld uit, soos hy daarin gekom het. Ek het baie mense in my lewe gesien wat alles verloor het. Ons moet mooi verstaan, Prediker veroordeel nie rykdom nie. Nee, hy was self baie ryk en ons lees van Job wat skatryk was. Hy wil ook die skuldgevoelens op my en jou kom laai oor dit wat ons besit nie. Maar hier is 'n waarskuwing in sy woorde. Geld moet nooit jou baas wees nie. Geld moet jou nooit besit nie. Gaan kyk maar na Jakobus 1 vers 9 en 10 waar die volgende woorde staan. Verheug jou in die Here. Die een wat ryk is, moet besef dat hy voor God gering is. Die gelowige wat arm is, moet hom daarin verheug dat hy aansien by die Here God het. Dis hartverskeurend wanneer jy sien dat iemand wat op 'n stadium baie goed daaraan toe was, wat materiële besittings betref, alles verloor. Iemand wat baie werk verskaf het vir werklose mense. En dit gebeur, sê Prediker, wanneer jy begin oppot en jou identiteit begin soek in dit wat jy besit. En is hier 'n bitterbelangrike beginsel wat hy met ons deel in 5 vers 14 tot 16. As hy die volgende sê, self gaan hy kaal uit die wêreld uit, soos hy daarin gekom het. Hy kan niks met hom saamneem vir al sy inspanning nie. Ek en jy kan letterlik niks saam met ons saamneem in die ewige lewe nie. Daarom is dit so belangrik dat ek en jy nie in tydelike rykdom sal belê nie, maar in skatte in die hemel, hemelse rykdom. Ons kom kaal in die wêreld en ons kan gaan kaal uit. Ek wil graag afsluit. Dan sluit hy weer eens, soos by al die ander boodskappe af, met goeie nuus. Vanaf vers 17. 'n gawe van God. Ek het ook gesien wat goed is. Dis aangenaam om te eet en te drink en die lewe te geniet onder al die gesoeg op hierdie wêreld. Dit kom 'n mens toe vir die hele leeftyd wat God hom skenk. God gee aan 'n mens rykdom en besittings en laat hom dit geniet. God laat die mens sy deel ontvang en sy werk met vreugde doen. Dit is 'n gawe van God. So 'n mens dink skaars na oor wat in sy lewe gebeur. So vol is hy van die blydskap van die Here. Ja, Prediker sê vir ons, die lewe waarin ek en jy elke dag onsself bevind, is hard. En moenie laat iemand jou iets anders vertel nie. En hierdie lewe voel party dae dat alles tot niks kom en 'n gejaag na wind is. Maar in hierdie harde lewe is Vader elke dag besig om geskenke uit te deel vir jou en vir my. En hy sê dit in Prediker 5 vers 17 tot 19 wat ons sopas gelees het. Maar hy sê dit ook in ons vorige boodskappe in Prediker 2 vers 24 tot 26, 3 vers 12 tot 13 en vers 22. Gaan lees dit weer rustig deur. Wat is die geheim rondom die sin van die lewe? Om alles wat ons het in die regte perspektief te sien. Of dit nou min of baie is. Alles wat ek en jy het, is geskenke uit die Here se hand. En wanneer ek en jy iets uit die Here se hand met dankbaarheid ontvang, dan verander ons perspektief en dan kan ons die lewe en ook die geskenke met vreugde geniet. Mag die Here vir my en vir jou help
om met vreugde en wysheid te lewe. Amen.